Hallo Glowkids, ons het Sondag weer gesels by ons Glowdiens oor gebed. Ek wonder of julle weet wat dit is om te bid. Ja, natuurlik het ons almal al gebid. Ons bid partykeer voor ons eet, of ons bid as ons in groot moeilikheid is, of as ons regtig graag iets wil hê. Maats, het julle geweet, die Bybel sê vir ons 'n hele klomp goed oor gebed. Ek het vanoggend my Bybel saamgebring, en ek wil hê julle moet bietjie saam met my kyk, wat spring vanoggend hier uit? Die eerste ding wat uit my Bybel uitspring, is 'n pakkie vierhoutjies. Waarom sal vierhoutjies my aan gebed laat dink? Weet julle, in Exodus 3 is daar 'n storie van Moses wat 'n brandende bos sien. En die bos hou net nie op met brand nie. Dit is omdat God met hom praat deur die brandende bos. Vierhoutjies laat ons onthou dat God regtig ongelooflik amazing is. En dat ons partykeer wanneer ons bid, dit vir hom kan sê, God, U is groot en wonderlik. Kom ons kyk wat spring nog hier uit my Bybel uit. Maats, hier is 'n kruis in my Bybel. Julle onthou, Jesus het vir ons gesterf aan die kruis en ons sonde vergewe. Ons moet partykeer vir God sê, ons is jammer. Hier in 2 Samuel 12 is die storie van Dawid, wat iets verskriklik verkeerd gedoen het, en wat vir die Here moes sê, hy is baie, baie jammer. So partykeer, deur te bid, sê ons vir God dat ons vreeslik jammer is. Hier is nog iets in my Bybel, 'n groot vis. Maats, onthou julle die storie van Jona, wat 3 dae lank in die vis se maag was, en daar gebid het, dat God hom asseblief moet help? Ons het almal baie keer hulp nodig van God. Daarom kan ons bid en vra dat hy vir ons moet help. Hier is 'n laaste kaartjie in my Bybel, wat sê, dankie Here, ek het so baie om voor dankbaar te wees. Maats, daar staan op baie plekke in die Bybel, dat ons altyd met dankbaarheid met God moet praat. Daarom kan ons vir hom dankie sê, wanneer ons bid. Daar is so baie goed waarvoor ons vir hom kan dankie sê. Ons het Sondag by die kerk 'n bidmannetjie gemaak. Ons het 'n koppie gevat, ons het 2 pypskoonmakers, wat ons vir handjies gebruik het. Ons het vir hom handjies geplak aan die einde van die pypskoonmakers, 'n gesiggie gemaak aan al 2 kante, en hare opgeplak met wol. As julle mooi gaan kyk, sal julle sien aan hierdie kant, is my gesiggie baie gelukkig. Dit sê daar lofprysing en dank. Kyk 'n bietjie wat maak my mannetjie, maats. As sy hande in die lug is, dan sê hy vir God, wow, U is wonderlik en groot, en ek dink U is die beste. Nog 'n manier wat hy kan doen, is om sy handjies mooi voor sy mondjie te sit, soos wat die dowe mense maak wanneer hulle dankie sê, om te sê, dankie. As ek na die ander kant van my koppie draai, sal julle sien, die mannetjie is nie nou so gelukkig nie. Hy vra jammer. Maats, partykeer as ons iets verkeerd gedoen het, dan hang ons skouers sommer so en ons voel baie sleg. Partykeer is dit nodig dat ons so voor God gaan staan en sê, ek is baie jammer. Nog iets wat ons partykeer doen wanneer ons bid, is om vir God hulp te vra. Dan sit ons sommer so ons hande by mekaar, en ons bid en ons sê, Here, asseblief, help my. Hierdie mannetjie kan jou dalk help onthou wat om te bid wanneer jy bid. Ag maats, daar's nog baie ander dinge wat ons ook kan bid. Onthou, ons kan eintlik enigiets vir God sê wanneer ons bid. Ons het Sondag ook 'n bietjie gesels oor die storie van Daniël. Daniël wat in 'n leeukuil was, omdat hy 3 keer per dag gebid het. Maats, bid hierdie week saam met my, aan mekaar en gedurig, sodat ons gereeld met God praat en alles wat ons dink en doen met hom deel. Kom ons sing 'n liedjie oor bid. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Want dit gee jou krag. Want dit gee jou krag. Lees jou Bybel.
Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Want dit gee jou krag, want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Maats, ek hoop julle het sommer 'n lekker week. Ons sien julle Sondag weer by Glow Kids. Totsiens!